Hi, my naam is Carla, ek's 'n arbeidsterapeute van Centurion. Vandag gaan ons bietjie gesels oor motoriese beplanningsprobleme. Motoriese beplanningsprobleme, ons kindertjies wat gewoonlik baie lomp voorkom wanneer hulle groot motories moet doen. Ja, ek dink altyd ek moes ook terapie gekry toe ek klein was, maar in daai tyd was dit maar ag, sy was slim, moenie worry nie, sy hoef nie sport te doen nie. Maar ek dink nou nog ek sukkel met dit. So hoe lyk dit wanneer 'n kind sukkel met motoriese beplanningsprobleme? Dis ons ouetjies wat sukkel met sport, wat sukkel om 'n bal raak te vang, wat sukkel om te leer huppel want hulle kyk vir juffrou. Dit is ideasie. Nou moet ek 'n plan maak om te doen wat juffrou doen, ideasie. Dan kom motoriese beplanning. Motoriese beplanning is, nou moet my brein vir my arms en my bene sê wat om te doen. Motoriese beplanning, en dan moet ek dit gaan uitvoer. So somewhere along the line raak die boodskap die mekaar. Dit kan met die ideasie, motoriese beplanning of die uitvoering wees. Al drie saam is wat ons praksis noem. Nou, daar's ander faktore wat ook 'n kind kan beïnvloed om te lyk of hulle motoriese beplanningsprobleme het, soos hulle sukkel om instruksies te verstaan. Dit kan ook 'n konsentrasieprobleem wees. Dit kan ook bilaterale integrasieprobleme wees. So wanneer jou kind sukkel met groot motories, wat sy mylpaal 'n bietjie agter is as die ander kinders, wat hy sukkel om liedjies en aksies saam uit te voer, is jy welkom om my te kontak by 084 581 0644. Kyk ook op my website Carla Grobler onder Tips for Teachers and Parents is daar meer inligting hieroor, en ek deel gereeld idees op my sosiale media van hoe om hierdie te verbeter.